duidelik. Ja, Reinhard? Ek sê wanneer magnesium vervorm word tot 'n poeier, is daar 'n toename in die blootgestelde oppervlakarea, daarom is daar meer effektiewe botsings per tydseenheid, daarom sal die reaksietempo verhoog. Groter kontakoppervlakte, né? Oppervlakarea het ek gesê. Die liewe sê kontakoppervlak. Nee, jy kan sê kontakoppervlak of area, maak nie saak nie. Magnesium groter kontakoppervlak area, dis wat is die tweede sin wat jy gesê het? Daarom is daar meer effektiewe botsings per tydseenheid. Meer Of per eenheid. effektiewe botsings per tydseenheid, maak nie saak nie. Eenheid tyd, tydseenheid. Same. Ek voel ek was 3 goed, maar ek dink met oppervlakte. Daarom sal die reaksietempo verhoog. Ja. Ja, maar ek dink met die kontakoppervlakte is daar net 2 idees waarmee temperatuur en met konsentrasie dink ek is daar 3. Dis van my sien. Okay. Vraag 3 sê vir jou. Die energieverspreiding van reagerende deeltjies kan verduidelik word aan die hand van die Maxwell-Boltzmann kurwe. Vraag 3a vra wat word aangedui in die area onder die kurwe? Ja. Die hoeveelheid deeltjies. Ek wil net hê jy moet vir my sê in die reaksie of in die houer of wat ook al. Kyk. Maak my hart baie bly wat ek sien Ricardo. Goed, B. Watter eksterne faktor kan die vorm van die kurwe verander? So nie sy grootte, want die kurwe lyk maar so. So nie sy grootte nie sy afsnypunt verander nie, maar die vorm heeltemal verander. Dat hy nie meer so lyk nie. Wat sien is dit, Lumai? Kom ons kyk. Nee, want hoër konsentrasie beteken net jou kurwe gaan groter wees. Ja? Die temperatuur, want die temperatuur skuif hom heeltemal so. Kyk. So is temperatuur en C is vra hoe word die kurwe beïnvloed deur die byvoeging van 'n katalisator? Ekskuus, ek het nie B klaar beantwoord nie. Ekskuus julle. Verduidelik ons waarom hierdie faktor die vorm van die kurwe kan verander. Enigiemand. Hoekom kan temperatuur die vorm van die kurwe verander? So wanneer die temperatuur verhoog, vermeerder die deeltjies se kinetiese energie wat die vorm platter maak en dit skuif meer regs. Yes. So 'n toename in temperatuur veroorsaak dat alle deeltjies 'n hoër kinetiese energie het en dan sê dus skuif die kurwe regs. Kyk, sien. Hoe word die kurwe beïnvloed deur die byvoeging van 'n katalisator? Verduidelik jou antwoord met behulp van 'n Maxwell-Boltzmann kurwe. So jy moet die kurwe gaan teken en dan wys hoe lyk dit sonder 'n katalisator en met 'n katalisator. Okay, nou eerste wil ek weet, Colby, wat gaan 'n katalisator doen? Wat doen 'n katalisator? Sê weer? Benodig meer energie vir die plaas. Okay. Vir die ding? Ja. Vir die? Reaksie. En wat se tipe energie? Yes, okay, so wees spesifiek, né? So, hoe word die kurwe beïnvloed deur die byvoeging van 'n katalisator? Vorm van kurwe verander nie. Die aktiveringsenergie word slegs verlaag of verminder. So, hoe gaan ek dit wys? Daar is my Maxwell-Boltzmann kurwe.
En hy lyk so. Hierdie is die aantal deeltjies. En hierdie is die potensiële energie nie potensiële energie nie, kinetiese energie. Nee, die hele x-as is kinetiese energie. Dan hierdie streepie is die aktiveringsenergie, sê net maar sonder katalisator. En dan hierdie streepie is die aktiveringsenergie met katalisator. Ja, nou joune, hoef nie presies soos myne te wees in terme van die spasie tussen die streepies of wat ook al nie. Die een moet net hoog wees, die ander ene laer wees. OK. Dan vraag 4, vra ek vir jou. Gebruik die bossingsteorie om die volgende waarnemings te verduidelik. 4a. Sê ek vir jou, 'n afname in temperatuur verlaag die reaksietempo. Wat het jy gesê, Ricardo? OK, so jy gaan nie al jou punte kry nie, want jy het nie daai, en ek weet jy het nou nie jou notas gehad nie, want jy het nie daai spesifieke woorde gesê wat hulle voorsoek nie. OK, so jy moet sê, julle, afname in temperatuur. Weet lyk jy so nie, maar ek gaan eintlik vinniger op dit wat ek skryf. Afname in temperatuur verlaag die gemiddelde kinetiese energie van die deeltjies. En dan, dus, wat is die volgende sin? Dus het minder deeltjies genoegsame kinetische energie. Wat beteken dit? Kinetische energie groter of gelijk aan die activeringsenergie. Dus minder effectieve botsings per. Kijk, so jy moet al 3 daai goed skryf, ja? Sal so vraag 3 punte tel. So vraag sal 3 punte tel, ja. Ja. Kijk, iemand 'n vraag daar. Julle gaan my stop as julle 'n vraag het. Die vraag het hier gesê. Net so uit die notas uit. Okay, goed. So vraag B. Vra hulle vir jou jene. Vra hulle vir jou. 'n Toename in konsentrasie verhoog die reaksietempo. Dian, wat het jy gesê? Ek het daai blokkie net so gekopieer. Nou, lees vir my. Ek sê soos vir die konsentrasie verhoog, sal die aantal deeltjies per volume ook vermeerder. Dis is dan meer effektiewe botsings per tydeenheid en dit sal die reaksietempo verhoog. Pragtig. Soos vir konsentrasie verhoog aantal deeltjies per volume. Was die toerusting wat jy gesê dis meer effektiewe botsings per tydeenheid. Okay. Dan vraag C, sê ek vir jou, die byvoeging van 'n katalisator verhoog die reaksietempo, ouen? Katalisator verhoog die aktiveringsenergie wat nodig is vir die reaksie. Dis meer deeltjies genoegsame energie om aktiveringsenergie te oorkom. Dis is dan meer effektiewe botsings per tydeenheid verhoog die reaksietempo. Wat is die toerusting wat jy gesê het? Dis is dan meer effektiewe botsings per tydeenheid verhoog die reaksietempo. Nee, die tweede sin. Dus het meer deeltjies genoegsame energie om aktiveringsenergie te oorkom. Okay, ek wil net hê jy moet vir my sê genoegsame kinetiese energie. Staan dit so in julle notas of nie? Ja, nee, staat in ons notas. Okay, dis het meer deeltjies genoegsame kinetiese energie.
om die aktiverings, skryf ek dit uit, te oorkom. Dis meer effektiewe botsingspartytjie. Okay. Iemand 'n vraag daar? Kyk, so gaan leer hierdie sin uit jou kop uit. Dan vraag 5 dink ek. Oor die algemeen sê ek nou vir jou, los teelabel suiker baie vinniger in warm water as in dieselfde hoeveelheid koue water op, moet ons aan eintlik. Gebruik die grafiek regs en jou kennis van die botsingsteorie om hierdie waarneming te verduidelik. Okay. Selfs as 4A. Selfde as 4A, sê hom vir my asseblief, meneer Maree. As temperatuur verhoog sal die kinetiese energie die deeltjies word verhoog. Dit sal meer deeltjies genoeg saam met kinetiese energie hê en dit is dan meer effektiewe botsingspartytjie-eenheid en daarom sal die reaksie tempo verhoog. Dis meer effektiewe. Sharp. Wat fout? Okay. Goed, dan vraag 6, sê hulle vir jou. 'n Leerder ondersoek die faktore wat die reaksietempo beïnvloed. Hy voeg 50 gram sinkkorrels by soveel soutsuur, met 'n konsentrasie van dit. Aanvaar dat die sink heeltemal toe is onder die soutsuur. Die soutsuur se temperatuur is 20 grade Celsius. Die verandering in die konsentrasie van soutsuur tydens die reaksie word in die grafiek langsaam aangedui. Jy sien die grafiek want jy het hom al gesien. Sjoe, nou sê hulle vir jou. Die gebalanseerde vergelyking word gegee. Nou vra hulle vir jou by 6A. 6A vra hulle vir jou. Hoe sal die oorspronklike reaksietempo verander? Die oorspronklike reaksietempo, né? As die volgende veranderings aangebring word, skryf slegs toeneem, afneem of bly dieselfde. Okay, as jy die temperatuur verhoog van die soutsuur, Reinhard. As jy 600 2 mol soutsuur gebruik in plaas van 500, bly dieselfde. Hoekom? Deur dan nou meer soutsuur. Nêrens in ons 5 goeders was die volume 'n kwessie behalwe by gasse nie. Ons is besig met gasse nie. En ons konsentrasie van die soutsuur bly presies dieselfde. So die konsentrasie bly dieselfde. So dit is nou nie asof daar meer deeltjies is nie. Jy het per volume area nie. Jy het nou net meer soutsuur. So wanneer sou meer soutsuur effek gehad het as oorspronklik al die korrels nie toe was nie. Kyk, as die korrels nie almal toe was nie, so jy weet jy sien nou soos hierdie berghoopie en nou is nie heeltemal toe nie, dan sou hierdie reaksie baie langer plaasgevind het en nou is so vinnig plaasgevind het nie. Maar omdat alles oorspronklik toe was, net as jy nou meer sit, daar is nie verstaan, alles was klaar perfek die eerste rond. Okay, so groter volume is nie effek nie, hulle gaan jy probeer uitvang daarmee in het so eksamen, hulle vra dit omtrent elke jaar. Nou die laaste een is jy voeg 'n kopersulfaat by as 'n katalisator, Lumay. 'n Katalisator. As jy 'n katalisator byvoeg, toeneem. Altyd. Behalwe as hulle nou sê 'n negatiewe katalisator. Okay. Goed, dan is ek in jou nota na multiple choice vrae toe. Okay. Goed, veel keusevrae gaan as dit sê. Watter een van die volgende stellings omtrent reaksietempo is verkeerd? Okay, nou ons gaan voordat ons net 'n antwoord sê, kom ons lees almal mooi. Dit sê dan: vleis vrot vinniger in 'n warm omgewing as in 'n yskas. Die meeste industriële prosesse is goedkoper om uit te voer wanneer 'n katalisator gebruik word. Sink reageer vinniger met 'n oormaat verdunde soutsuur as met gekonsentreerde soutsuur wat nie in oormaat is nie. Aardappels kook vinniger wanneer dit in skeiwe gesny is as wanneer dit heel gekook. Okay, so ons 2 goed dink ek wat jy soos outomaties kan sê, jy weet dit van jou alledaagse lewe. Vleis vrot vinnig as dit warm is. Aardappels moet jy definitief in blokkies sny, dan kook dit vinniger. Okay? Hy is nie 'n yskas nie, Hy is mos wat noem jy dit? Gepekel eintlik. Ja, dis sout.
Ja, dis hy. En dit. Maar Ek kan vanaf, maar ja, tegnies. Ja. Okay, anyway. So kom ons kyk net gou vinnig. So hulle sê vir jou, sink reageer vinniger met 'n oormaat verdunde soutsuur as met gekonsentreerde soutsuur wat nie in oormaat is. Dit is verkeerd want obviously gekonsentreerde soutsuur het 'n groter konsentrasie en hy kan vinniger reageer as soutsuur, maar omdat hy nie in oormaat is, mag die reaksie dalk nie heeltemal voltooi word. Maar initially gaan hy vinniger reageer. Hierdie proses die meeste disipline om uit te voer met 'n katalisator. Tegnies kan dit hang af, hierdie vraag is my 'n bietjie vaag, want dit hang af watter katalisator, want 'n katalisator is verskriklik duur, so dan laat jy maar die proses sy gang loop, maar hierso sê hulle net tyd is geld, né? So as jy vinniger kan laat plaasvind, dan sy goedkoper. Maar party presies kort nie katalisator, soos dan katalisator byvoeg, dan mors jy geld. Dan mors jy geld. Dis ook so 'n bietjie van 'n ek dink ons kan sien dis C. Volgende vraag sê vir die grafiek hieronder stel die verwantskap tussen potensiële energie en 'n reaksieverloop van 'n sekere reaksie voor. Okay. Nou, hierdie reaksie kan of hierdie grafiek kan vir party mense lyk soos 'n Maxwell-Boltzmann kurwe. Nee, want ons het nou 2 tipe kurwes gedoen in een hoofstuk. Maar jy moet mooi kyk na die asse. Hierso is 'n reaksieverloop en hierso is potensiële energie. Maxwell-Boltzmann kurwe is hierso die aantal deeltjies en kinetiese energie. Okay. Hierdie grafiek sien, dan moet jy weet potensiële energie, dis 'n endo- of 'n eksotermiese grafiek. Okay, wat sien is hierdie ene? Endo of exo? Exo, né? Want die energie is 'n laer. Okay, so nou wil ek vir jou sê, jy is nou matriek. So nou vra hulle, maar ek het dit laas jaar ook gesê, hulle vra nou hierdie grafiek nie net vorentoe nie, maar hulle gaan vir jou om agteruit ook vra. Want ons volgende hoofstuk wat ons gaan doen en jy oor is saam skryf, gaan oor omkeerbare reaksie, wat jy vorentoe kan gaan en terug kan gaan. Okay. So vorentoe is dit 'n eksotermiese reaksie en terugwaarts is dit 'n endotermiese reaksie. Kan jy sien? Okay, maar hulle vra net hier oor voorwaarts, hulle sê die aktiveringsenergie vir die voorwaartse reaksie is, aktiveringsenergie is van begin tot by die geaktiveerde kompleks, so dit is 2, so die antwoord is B. Okay, volgende ene. Een van die produkte wat tydens 'n chemiese reaksie gevorm word, is 'n gas. Wat in een van die volgende grafieke van volume teenoor tyd stel die vorming van hierdie gas totdat die reaksie opgebruik is die beste voor. Okay. So kom ons gaan weer. In 'n reaksie kry jy gas, wat dit een stel volume teenoor tyd, dis nou almal van die vorming. So gas word gevorm die beste voor. Okay? Totdat die reaktanse opgebruik is. Was daar enige gas om mee te begin? Nee, die gas word gevorm. So ons kan nie B hê nie, ons kan nie C hê. Okay, so weer sê hy soos of B, totdat die reaktanse opgebruik is. Okay? So kom ek vra liewer so Colby, wat sê sal jy sê A of B? Sê weer? Gasse word gevorm. ja, Watter een stel voor hoe die gasse gevorm word? A of B? Nee, B. Want as jy nou aan dink, aan die begin het jy baie goeders so die reaksie reageer vinnig en dan later word jou reaktanse opgebruik. So dit gaan alles stadiger tot hy op is. So hierdie ene vinnig net alles stadiger tot hy daar niks meer gevorm word. So die antwoord is B. Okay. Volgende ene sê dit vir jou. Beskou die volgende potensiële energiediagram vir 'n chemiese reaksie weer eens endo-exografiek, né? Nie Maxwell-Boltzmann nie. Sê watter een van die stellings hieronder is korrek? Die reaksie is endotermies. Is hy korrek? Nee. Die reaksiewarmte neem toe wanneer die reaktanse verhit word. Die reaksiewarmte neem toe wanneer die reaktanse verhit word. Wat neem toe as die reaktanse verhit word?
Die tempo van die reaksie. Maar die entalpie bly presies dieselfde. Of jy hom nou warm maak of koud maak of wat ook al, sekere tipe energie word benodig om die bindings te breek. Sekere tipe energie word afgegee as bindingsvorm. Of dit nou in 'n uur gebeur en of dit in 2 sekondes gebeur, daai verandering bly konstant. So die entalpie is altyd konstant. Altyd konstant. Maak nie saak wat jy doen nie. So dit is nie B nie. Volgende ene, 'n toename in konsentrasie van 'n reaktanse verlaag die aktiveringsenergie. Nee, wat doen 'n toename in konsentrasie? Hy verhoog die tempo. Wat verlaag dan die aktiveringsenergie? 'n Katalisator. Okay, so is nie hy nie. Posisie X, waar is hy, daar is hy. Op die grafiek stel die geaktiveerde kompleks voor. Dit is waar, dit is die geaktiveerde kompleks. Volgende ene. Die Maxwell-Boltzmann energieverspreidingskrommers hieronder toon die getal deeltjies as 'n funksie van hulle kinetiese energie vir 'n reaksie by 4 verskillende temperature. Okay. Die minimum kinetiese energie benodig vir effektiewe botsings om plaas te vind word deur E voorgestel. Okay, so hulle sê vir daar is jou aktiveringsenergie en hulle sê vir jou daar is jou 4 krommers en hulle sê dit is alles by verskillende temperature. Watter een van die krommers stel die reaksie by die hoogste temperatuur voor? So dit is obviously D, né? En die meeste deeltjies het dan genoeg kinetiese energie vir die reaksie. Okay, D is D. Ek dink dit is laaste ene, ja. Volgende ene. 'n sekere chemiese reaksie word deur die potentiële energiediagram voorgestel. Sien jy weer 'n endo- en eksotermiese reaksie en hierdie is weer 'n eksotermiese reaksie. So watter een van die volgende groothede sal verander wanneer 'n katalisator bygevoeg word? Ricardo, wat doen 'n katalisator nou weer? Hy verminder die aktiveringsenergie. Hy verminder die aktiveringsenergie, so hy verminder daai gedeelte. Ja, so dis net C. Nee. Okay, goed. Soos met die Doppler effek, moet nog nie jou notas of enigiets toemaak nie. Soos met die Doppler effek is hierdie hoofstuk in chemie. Doppler is fisika, hierdie is jou chemie hoofstuk, wat ook veronderstel is om vir jou 'n confidence booster te wees. Nee, jy kan sien hierdie is, as jy jou sinnetjies gaan leer het, dan sal dit vir jou behoorlik vir jou redelik maklik te wees. Maar ons gaan nou 'n paar lang somme doen wat jy kan sien of wat jy gaan sien, kan 'n bietjie complicated raak as dit kom by die mol somme. Okay, so ons gaan dit nou oefen. So jy kan hierdie boekie vir my oopmaak. Ek weet nie die chemie. Hoe het jy? Dis nie hier nie. Nee, ek het hom by die huis. Okay, so. Ek sal 'n foto neem en op die Myne is ook ding sit. Ek kan net gou vinnig kyk. Okay. Kijk. So. So ek gaan net vinnig skryf. Okay. Ek het 2 vrae in my kop wat ek met julle wil doen. Dalk gaan ons aan en dan doen ons nog. Let us see. Ek gaan kyk nie, eindig daar so. Okay. So hierdie is November 2023. Wat ons gaan doen, dis vraag 20 in daai boekie. Okay. Nou hierdie is die eksperiment wat ek nou nog nie met jou gedoen het. Ek het gesê ek het omtrent alles gedoen wat ek met jou wou doen in die klas, behalwe die eksperiment en dit is hierdie ene. So hopelik volgende week kan ek gou vinnig daai eksperiment met julle doen. Dis hier daar. Die reaksie tussen oormaat verdunde soutsuur en natriumtiosulfaat. Okay, so ons kyk na sy formule, daar is hy. Dis natriumtiosulfaat. Nou, soos ek sê, ek wou die eksperiment met jou gedoen het. Ekskuus, hierdie is op bladsy 85. En hulle sal mooi vir jou vra om natriumtiosulfaat se formule te onthou uit die kop uit. Okay? Maar jy moet hom herken.
tussen natriumtiofosfaat en om die faktore van die reaksietempel te beïnvloed te ondersoek. Ons kyk na die reaksie, natriumtiofosfaat oplossing met soutsuur ook verdun selle vir jou. Geef jou natriumkloried, jy ken hom, dis tafelsout. As tafelsout in water opgelos word, sien jy hom? Ja, so jy gaan hom nie omsien nie. Dan het jy water, so dit is in watervorm. En dan sien jy kooldoksied, so van 'n gas afgegee word, so hy stink 'n bietjie. En dan sien jy hierso word swaal gegee, solid. Daai solid, as 'n solid vorm binne in 'n vloeistof, dan moet jy weet dit is 'n neerslag wat vorm. Wat in kleur is swaal? Soos geel. Geel. Soos dit lyk soos julle ken nou nie canola so goed, maar dit is canola geel of eiergeel geel. Okay, dis so geel. Okay, so daar vorm 'n geel poeier en ek het vir jou dit probeer verduidelik in die klas. En omdat dit 'n neerslag vorm, is dit sulke poeierstukkies en hy dryf eers in die water dat jy glad niks kan sien later deur dit. En as jy so 'n rukkie wag, min of meer 'n dag, dan sak dit af en dan vorm dit so geel laag. Anyway, so wat dit doen is hierso, wat ons sê, die konsentrasie van soutsuur wat gebruik is 1. Dieselfde volume soutsuur word in elke eksperiment gebruik. En dan sê hulle vir jou, so wat hulle doen, so hulle vat 'n stukkie papier en dan maak hulle 'n kruis op die papier. Swart kruis met kakkie. En dan vat hulle die Erlenmeyer fles met die vloeistowwe in. Ek dink hulle sit eers die natrium tiosulfaat in en dan sit hulle soutsuur by. Okay? En dan begin hulle 'n timer te doen, dan kyk hulle wanneer sien hulle die kruisie nie meer nie. Die kruisie gaan weg as gevolg van die geel. Okay. Goed, so as jy kyk hierso na ons tabel, dan sien jy hulle 3 eksperimente gedoen en hulle het elke keer ander volume natriumtiosulfaat gevat, die natrium die volume van die water wat bygevoeg is, en wat hulle hier bedoel, is die volume van water wat hier bygevoeg is. Yes. En dan gee dit julle die konsentrasie van die ding en dan die tyd wat dit neem voordat die kruisie heeltemal weg is. Okay? So as jy kyk hier, aan die begin was dit suiwer natriumtiosulfaat en dan miskien water by nie. Toe 'n bietjie minder van dit met 'n bietjie water, so hy's minder gekonsentreer en toe meer water nog minder gekonsentreer. So wat het hulle gedoen? Hulle het die konsentrasie verander en die konsentrasie minder gemaak elke keer. Okay? En ons kop weet ons, hoe minder die konsentrasie is, hoe stadiger is die reaksietempo en ons kan dit sien in ons tyd. Okay, goed. So nou vra hulle vir jou daar, die eerste vraag, definieer reaksietempo. Definieer reaksietempo. Okay, en dit is op bladsy, ek wil sê 1 of 2 in jou notas. Is dit dieselfde as tempo van reaksie? Ja. Dat sê 4, ja, so dit. Ek het wat Albert bygesit. So, dit gaan dan nou wees die verandering in konsentrasie van reaktanse of produkte per tydseenheid. Eenheid tyd. Ja? Ga jy neerskryf, Jan? Okay, nou, wat hulle probeer doen in daai vraag vir jou, is hulle probeer vir jou sê, fokus net gou, wat verander ons los, verander konsentrasie. Sê nou maar as jy die massa verander, dan moet jou definisie gewees die verandering in massa van reaktanse of produkte. Okay, so hulle wil hê, die oomblik nie weet, okay, die konsentrasie verander. Daar die volgende vraag, ek het nou nie die punte bygesit, dus al is die 2 punte. Die volgende vraag is, skryf die onafhanklike veranderlike vir hierdie reaksie neer. Okay, die onafhanklike veranderlike is die ding wat ons verander. Die afhanklike ding is wat ons meet. Wat het ons verander? Die konsentrasie afgekry. Wat is die ding wat ons meet? Die tyd. Konsentrasie is dan spesifiek die konsentrasie van die natrium. Konsentrasie van die natriumtiosulfaat. Of nee, ek skryf van natriumtiosulfaat, dit was 2 keer. Okay, hulle het nou nie gevra nie, maar wat het ons konstant gehou? Swaarstof. Sout. Ons het, verstaan met al, ons het baie konstant gehou. Okay? Want ons het 5 goeders wat ons kan verander in die reaksie. Plus nog daar's 'n ander reaktant.
So ons het nie die temperatuur verander nie. Ons het nie 'n katalisator bygevoeg nie. Ons het nie 'n ander stof gebruik nie. Die volume van die soutsuur is in elke reaksie dieselfde en altyd in oormaat. Ons het elke keer saam dieselfde volume van natriumtiersulfaat gebruik. Dus elke keer 50, alhoewel dit konsentrasie verander. So sê maar, hulle sal in hierdie tipe vraag sal hulle sê, noem 2 dinge wat konstant gehou is. Okay, omdat daar so baie goeders is wat jy eintlik kan doen. Alright, nou vir hulle vir jou, bereken die waarde van P in die tabel, en nou het ek net 'n bietjie uitgezoom, want jy kan sien dit tel 3 punte. Okay, die waarde van P, waar die hel is P, daar is P. Wat soek hulle? Hulle soek sy konsentrasie. Okay, nou 3 punte sê vir jou formule waar is antwoord. Nou, hoe gaan jy dit? Sien gelyk aan N oor V, ons kon in die mol. Okay, so. Nou waar gaan ek hierdie neersit? Kom ek skryf dit hieronder. Okay, so 20.3. Bereken die waarde van P in die tabel, die konsentrasie, en konsentrasie is mol oor volume. Okay. Goed. Kom ons kyk gou, wat het hulle hierbo gedoen? Kan jy sien hulle wys vir jou elke keer die konsentrasie. Okay. Goed. So, en jy kan sien die konsentrasie daar het elke keer verander, want hier het hierdie dinge verander. Okay, dink julle of kyk julle net? Ek wil hê julle moet dink, want hierdie is nie 'n super moeilike vraag nie. Okay, maar dis vraag sê jy? Ons nog daarbo gesê is van die volume of iets. Ek dink nie hulle het van die soutsuur gepraat wat se konsentrasie dit is. Sy is in oormaat. Nee, dis wat hulle vir ons gegee het. So dis hoekom ek sê, kan jy sien hulle het hierso hierdie goeders gegee. Nou moet jy hierdie ding kry. Jy gaan 'n sakrekening doen. Ek wil hê jy moet nou dink, nee, moet nou nie vir my wag nie. Ja, sorry. Kom ek skryf net gou want ek weet nie. Konsentrasie is mol oor volume, konsentrasie is massa oor molêre massa mol volume. Maar wat formules wie is dit jy dalk wil gebruik?
gebruik ons dieselfde hoeveelheid gram om daai volumes mee te gebruik. Dis so ek sit en wonder presies dieselfde ding. Dag 23. Ja, ek kry dit altyd nog met Die konsentrasie moet obviously minder wees, ja, né? heeltyd iets meer. So wat ek nou aan vinnig gaan dink is hierdie formule. As iets verdun is, nee, gaan die hoeveelheid deeltjies mos nog presies dieselfde wees. Is net minder deeltjies per volume, maar die hoeveelheid deeltjies gaan dieselfde wees. Maak ons nou wat ek sê? Die water gaan net anders wees. So hierdie ene is byvoorbeeld 0,13 maal met 50 en hierdie konsentrasie soek ek en hierdie volume is 30. Nee? .2, oh nee. Kry ook heeltyd 0,216. Ja. Ek kry met alles wat ek probeer 0,216. Okay, maar ek kan net so van 0,216 bla 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 bla. Maar dit is meer as die oorspronklike. Ag, dit gaan my nou byval. Wag, ek gaan na die volgende vraag toe. Volgende vraag. Sê hulle vir jou, wanneer loop 2 gram swaal en loop die een geproduseer is. Okay, so ons is nou daar en hulle sê vir jou, gaan nou die vergelijking toe gaan, sê vir jou, soveel swaal is geproduseer, raak die kruis onsigbaar. Okay, so dis wanneer die reaksie nou voltooi is. Bereken die gemiddelde tempo met betrekking tot natriumthiosulfaat. So die inligting wat hulle vir jou gegee is oor swaal en die produk wat gevorm word. Maar dit soek die tempo in terme van een van die reaktanse in gram per sekonde en dan het ons alles in en vir 5 punte. Hierdie 5 punte sê vir jou, jy gaan 'n bietjie werk doen. Okay. So jy gaan begin met 'n moltabel. Moltabel. Jy weet die natriumthiosulfaat is die beperkende reaktant, want hulle sê vir jou die sous hier is in oormaat. So jy, as jy nou hierdie moltabelle doen, die volgende hoofstuk gaan jy 'n hele moltabel doen, maar in hierdie hoofstuk gaan jy nie die hele ding doen nie, want ons vraag is net hierdie ene versus swaal. So hierdie is jou moltabelletjie. Ja, jy kan alles gaan neerskryf as jy sou wou, maar ek wil net daai twee met mekaar vergelyk. Die mol verhouding is 1:1. Daar is my ander kleur wat ek highlight. Ek het begin, verandering einde en aan die begin is hy natuurlik 0. Ekskuus. En ek weet die natriumthiosulfaat is aan die einde 0 want hy is die beperkende reaktant. En dan sê hulle vir my daar, aan die einde het jy 0,21 gram van hom oor. Ons moet af van onderaf. Ek het nog 0,8 gekry by vorige keer. Ag, ek gaan nou kom kyk. Ja, maar Okay, goed, so ek wil hê, gebruik die moltabel. Jy gaan moet terugwerk. En dan moet jy sy tempo gaan uitwerk en onthou hulle gee vir jou die tyd daardeur bo. Okay. ek het daai C gelyk aan en V gebruik. En die 0,13 van die 50, dit kry 1,07 gram. Wag net gou.
daai volume is die eerste reaksie daar. Ja, deze is direct 1,027 gram. Dus ek die 1,027 gram maal daai 30 op 80, dis in die verhouding. En ek daai 30 op 80 is die verhouding van 50 op 30. Trek daai en dan sit ek in daai formule. Trek ek hom af teen. Ons gaan hier op die Spiekie Ifie. Nou, ek sien jou. Dis net So, ek punt, dit voel vir my. Ek het aangeneem die hoeveelheid gram bly dieselfde. Ja. So wat ek verdeel ek daai hoeveelheid gram in die verhouding 50 tot 30. Ja. Dis 30 tot 80. Ek gaan nou kyk. Doen slank hierdie som. So jy moet die mol uitwerk. Werk terug. Werk sy gram uit. Doen die reaksie net bo. Jy klaar, Karla? Nee man, die klok nog ry. OK, graad 12's. Julle huiswerk is hierdie vraag 20 en dan vraag 22. Nou vraag 22 is hierdie hele bladsy. Hy lyk baie, maar baie van hierdie punte, die vraag is 1 punt en 2 punte. OK. Ja. Ja.